eerste vraag is, wel, eintlik is dit half 'n storie. So ek weet van toe my ma my grootgemaak het, ek is nie 'n ouer self nie, maar ek weet van toe my ma my grootgemaak het, hulle sit altyd hulself tweede. Wat kan 'n ma doen om hierdie te verhoed, om nog steeds seker te maak dat hulle okay is? Sjoe, dis 'n goeie vraag en 'n belangrike een en ek dink ek moet sommer so aan die begin sê ek is geen sielkundige nie. So ek kan nou regtig nie uit 'n mediese oogpunt uitpraat nie. Wat ek gaan sê, gaan ek regtig net sê uit persoonlike ervaring en die baie ma's met wie ek al op my podcast gepraat het. So ek het al met sielkundiges gepraat en met baie ander ma's wat juis met hierdie kwessie worstel en dit is wat ek die antwoord uit gaan gee uit wat ek by hulle geleer en gehoor het en dan natuurlik my eie ervaring. So this is not medical advice. Dis 'n moeilike ding want jy weet mense sê jy plaas jouself nie meer eerste nie. En ek dink tog ook in 'n mate is dit maar wat moet gebeur want jy het hierdie mensie wat 100% vir alles hulle nou klein is, hulle is 'n newborn van jou afhanklik is. So dis eintlik 'n baie natuurlike instink ding om hulle eerste te plaas en dit moet ook so wees eintlik as jy nou gaan terugdink vir die oorlewing van die spesies en die oorlewing van daai mensie. So ek dink veral as 'n klein babatjie gebore word, dan is dit iets wat gebeur, en wat moet gebeur, dat nou is daai kind belangrik en hulle, wanneer hulle eet en asemhaal en slaap en alles, maar soos wat hulle ouer word, dan moet dinge nou weer bietjie meer herstel vir 'n ma ook, en ek dink dan is daai proses om jouself weer te vind en om dinge dan te skuif, want vir so lang tyd, weke, maande, was hierdie babatjie nou jou absolute eerste prioriteit, en nou moet jy weer op 'n plek kom waar jy jouself weer beide fisies en emosioneel moet vind. En dis maar 'n proses. So dit is belangrik, maar ek dink mens moet bewuslik daarop fokus om weer te gaan dink, wat het ek van gehou om te doen voor hierdie babatjie my lewe oorgeneem het? Hoe kan ek weer 'n stukkie daarvan terugkry? Verhoudings met vriendinne, met jou man, daai tipe van goeders, om dit dan weer te prioritiseer. Beantwoord dit jou vraag? Ja, nee, definitief. Ek kom nou by soos voor jy geboorte gegee het aan jou babatjie terwyl jy swanger is. Ek weet daar's baie wat daarin gaan, soos jou hormone verander want jy's besig om die mens binne in jou te groei, en hoe ek dit het at least is as hormone verander, dan verander jy ook half in hoe jou lyf werk en selfs jou brein, omdat hormone so groot invloed het op dit. So watter versorging kan die ma doen om te verseker dat nie net die swangerskap goed gaan nie, maar dat sy mentally okay is en dat sy nog steeds kyk na haarself om seker te maak dat sy tot die beste van haar vermoë nog steeds kan lewe. As ek dit so kan stel. Ja, weer eens belangrik en is waar wat jy sê, daai van hormone. Ek dink mense besef dit nie. Ek het dit self nie eintlik besef nie. Ek het 'n episode gedoen waar ek met Katinka Late gaan gepraat het. Sy's 'n vroedvrou en 'n verpleegster, borsvoedkonsultant, en sy't baie mooi en baie meer tegnies as wat ek nou kan verduidelik, maar presies verduidelik die verskillende hormone, groot skommelinge wat gebeur. Jy weet, en mense is eintlik naïef as jy dink dit gaan nie 'n reusagtige invloed op jou hê nie. En soveel goed het by my eintlik geklik toe sy dit verduidelik het, dat daai het verskriklike emosionele hoogtepunte en laagtepunte, en as jy dalk nou nog borsvoed, en ja, die hoogtepunte is hoog en die crashes en die laagtepunte is laag. So ek dink eerstens, soos jy sê, om bewus te wees daarvan, om regtig as jy dalk swanger is of jy weet jy wil swanger wees, om nie eintlik soos wat ek in 'n mate was, onverhoeds betrap te wees nie. So gaan lees op daaroor, praat met kenners, vra al vooraf wat kan jy verwag gaan gebeur terwyl jy nou swanger is. Wat gebeur tydens die swangerskap? Dat iemand vir jou in eenvoudige taal verduidelik ook, want ons is nie almal dokters nie, ons het dit nie studeer nie, ons weet nie noodwendig wat is al daai hormone se name nie. So gaan lees op 'n eenvoudige vlak, wat gebeur in jou lyf, watter hormone is daar, watter gevolge het dit, want as jy weet dat dit kan gebeur, dan is jy voorbereid en dan kan jy dit herken, dan is jy baie meer amper bewuslik daaroor, nê? En dan ook in daai tydperk kort na geboorte, of jy nou normaal geboorte gee of keiser, weer eens, dan is daar weer 'n ander skuif van hormone, en dan weer die tyd na dit, wat jy dalk borsvoed of nie borsvoed nie, dalk is jou bors dan baie vol, maar jy besluit om watter rede ook al dat jy dit nie doen nie. Alles het hormone en alles het 'n invloed. So kennis eerstens, bemagtig jouself vooraf om te weet wat gebeur.
En tweedens dink ek ook dis eintlik baie moeilik om in daai tyd vir jouself te sorg want jou brein is so gefokus op daai baba. So dalk voor die tyd stel dalk vir jou 'n span aan mense wat jy kan vertrou, hopelik jou man, dalk jou beste vriendin of 'n groepie vriendinne, mense met wie jy kan praat oor hierdie goed en vra vir hulle om jou dop te hou en vir jou te sê, regtig onafhanklik te sê want mense so, jy's nie objektief in daai tyd nie. Jy dink dalk jy's okay, maar iemand anders wat van buite af kom sê, maar luister, jy het nog nie na jouself omgesien nie, jy het nie jou hare gewas nie, jy wil nie die baba vir iemand anders gee dat jy gaga net kan stort nie, jy weet vir verskillende mense lyk dit verskillend. So vra dalk ander mense vooraf om op jou te check en eerlik vir jou uit liefde te kan sê as jy nie okay is nie en om in te gryp reeds voor die tyd. En as jy dit dalk nou nie gedoen het nie, jy dalk nou 'n klein babatjie en jy het nou nie daai span nie, ryk uit, gaan sit dalk en soek dalk checklists, want weer eens, jy's nie objektief nie, jy gaan vir so lank as wat jy kan gaan jy sê, ek is okay, ek cope, dit is net so 'n menslike ding en so 'n ma ding om dit te doen. So gaan soek dalk 'n checklist wat jy kan invul, wat jy gaan kyk, daar sal aanlyn sulke tipe van goed wees oor, cope jy regtig, en as jy eerlik daai blokkies kan invul en dalk sê, het ek in die afgelope 2 weke uit die huis uit gekom, het ek bietjie beweeg as ek kan, het ek kontak gemaak met vriendinne, het ek gesond geëet, het ek die baba vir iemand anders vir 'n rukkie gegee dat ek self kan sorg. So ja, in 'n neutedop, bemagtig jouself met kennis, stel vir jou 'n span mense aan wat na jou kan omsien as jy dalk nie objektief genoeg is om na jouself om te sien nie, en gaan kyk by onafhanklike bronne, lyste wat vir jou gaan sê, sorg jy nou ook goed vir jouself in hierdie baie eintlik maar moeilike fase van jou lewe wat jouself aanbetref, want jy skuif jouself outomaties nou maar verder af op die lys. Jy het nou genoem van na geboorte en ek dink dit is belangrik om dit uit te wys want ek voel dis eintlik hoekom ek met jou vandag wil praat is postpartum depressie, ekskuus. Depressie, ek voel dit is 'n onderwerp wat mense half vermy, want hoekom het jy postpartum depressie? En om eerlik te wees, ek weet nie eers wat dit is nie. Ek weet nie wat dit veroorsaak nie en ek weet ook nie, kan mens dit kry as jy 'n miskrom gehad het? Het jy dan ook kan jy ook daai effek hê? Wat is dit en hoe gebeur dit? Wat gebeur as jy dit kry? Ja, weer eens, ek gaan wegbly van te veel mediese terme of hormoon dinge, want ek is nie gekwalifiseerd om daaroor te praat nie. Wat ek net kan sê, wat ek nou al geleer het by ander kenners, is dat baie keer na baba sal 'n ma dalk mismoedig voel. En daar's 2 dinge. Die een wat mense noem is baby blues, wat volgens my heel normaal is, wat ek ook verstaan, wat maar net dinge is van skielik het jou hele wêreld verander. Nou het jy hierdie mense vir wie jy moet sorg. Jy voel dalk oorweldig. Jy voel jy bors vir die hele tyd of die kind slaap nie, jy's moeg. En dit kan baby blues wees, of dit kan baie ernstiger wees, en dan is dit postpartum depressie. Postpartum sê na geboorte, so dit spesifiek verwys na geboorte, maar daar is ook vroue wat baie sukkel reeds as hulle swanger is, wat sekerlik 'n ander vorm van depressie kan wees, maar postpartum spesifiek is na die babatjie gebore is, en as jy dan 'n vorm van depressie het wat spesifiek daarmee verband hou. En dis baie moeilik, want dis weer eens baie moeilik, dink ek, as ek nou luister na almal met wie ek gepraat het, om dit in jouself te herken. Ek het met Helen Zille, wat natuurlik 'n voormalige leier van die DA, nou die burgemeesterskandidaat is, wat sê sy het dit gehad, baie, baie erg. En veral met haar eerste kind, eintlik maar lank dit ontken, want dis veral vir baie keer vroue wat nie depressie vooraf gehad het nie, iemand wat dalk al depressie ken, wat dit in hulle familie ken die tekens, is gemakliker om daaroor te praat, makliker om hulp te kry, maar iemand wat eintlik voor hulle kind dit glad nie geken of gehad het nie, is dit nogal moeilik om na die tyd te sê, maar hier's nou regtig fout, ek het 'n probleem, of hulle sê dalk net, dis net baby blues, dit behoort verby te gaan. Maar my begrip daarvan is dat 'n sielkundige moet dit diagnoseer, dikwels is medikasie daarvoor nodig, om dit te help, natuurlik 'n holistiese behandeling, en weer eens, jy moet by 'n professionele kenner gaan hoor, maar dit is net na die baba, as jy regtig na 2 weke, sou ek sê, nie lig sien nie, as jy begin voel, jy sien nie kans vir dinge nie, daar selfs gedagtes wat party vroue sê, soos hulle is verskriklik lief vir die baba, maar in tye voel hulle amper, hulle kan die kind seermaak, hulle kan hulle self seermaak. So dis regtig net as jy in 'n baie donker plek ingaan, wanneer jy nie meer
hoop sien nie, wanneer jy nie meer voel jy kan die kind grootmaak nie, en dan moet 'n mens regtig hulp kry, en daar is, al is dit nog steeds vir baie mense 'n moeilike ding om oor te praat, is daar hulp. Daar's regtig baie meer kenners wat dit nou vinniger kan diagnoseer, wat dit nie gaan afmaak as, ag jy's net moeg, jy het nie geslaap nie, wat gaan kyk na jou hormone, en wat vir jou die nodige behandelingsplan gaan gee, want dit is regtig baie belangrik, en dit kan jou gesin, jou huwelik en jou kind se band regtig skade aandoen as jy dit nie betyds reageer nie, en wel, as jy daarop reageer, is daar hulp en kan dit reggestel word. Ek dink soos jy ook gesê het, daar's verskillende prentjies, daar's ma's wat byvoorbeeld sê, hulle het dit nie met hulle eerste kind gehad nie, hulle het dit nie met hulle tweede kind gehad nie, hulle het wel met hulle derde kind gehad. So, dit beteken nie dat as jy okay was met jou eerste kinders, dat jy nie skielik gaan nageboortedepressie kry nie. En dit is ook nie noodwendig direk na die baba nie. Daar's party wat sê, ek was mal oor die newborn fase, maar eers eintlik toe my kind bietjie ouer geword het, toe skop dit in, want weer eens, hormone reageer vreemd in terme van borsvoeding in jou lyf en al die tipe van dinge. So jy moenie noodwendig vooropgestelde idees hê van hoe dit lyk, wanneer jy dit kry, wie dit nie kry nie. En dis waar daai span wat ek vroeër van gepraat het ook sal help, want hulle sal dalk sê, luister, ons sien jy het hulp nodig, en dan moet hulle vir jou intree en jou help. Watter raad het jy al gekry oor die jare, en watter raad het jy vir jouself geskep om dit te verhoed? Ek weet dit is in my kop, ek het groot geword met die idee dat soos depressie is net 'n besluit wat jy gemaak het, soos jy het nou besluit, ek is nou depress. So dit is moeilik in sulke omstandighede om te gaan, ja, ek het regtig 'n probleem nou, en watter raad het jy om dit te verhoed? Is daar supplements wat mens kan drink? Kan jy direk na jy geboorte gegee het, dadelik na 'n sielkundige toe gaan en deur hierdie tydperk werk met die sielkundige? Wat sal jy voorstel? Ja, ek dink enige iemand wat dalk al vooraf dink dat hulle dalk iemand kan wees wat dit kan kry. Want daar is mense wat sê hulle het dalk 'n familiegeskiedenis, soos iemand wat sê hulle weet hulle ma het baie daarmee gesukkel, dalk het dit toe nog nie 'n naam gehad nie. So as jy enigstens 'n gevoel het of in jou agterkop weet jy dit is iets wat jy dalk mee kan sukkel. En ek praat nie uit persoonlike ervaring nie. Ek was gelukkig dat ek het nie self nageboortedepressie gehad nie. Ek het wel baby blues gehad, daai net gevoel van voel alleen, dit was ook in COVID, so al die tipe van dinge, maar soveel vroue het nageboortedepressie en hulle sê, eerstens sien die tekens raak. As jy enigstens dink dis dalk iets wat in jou familie was, dalk 'n sussie, 'n ma, so iets, tree eerder voorkomend op. Ja, gaan praat voor die tyd al met iemand, vra vir hulle wat jy kan doen. Dit sal nie noodwendig medikasie wees nie, dalk is dit, maar dalk selfs iets soos ons weet hoe belangrik is oefen, Elnika, byvoorbeeld om net om te oefen en aktief te bly tydens jou swangerskap as jy kan. Dis wat baie ook sê wat wel nageboortedepressie het. As jy jouself net kan kry om al met die babatjie by die deur uit te gaan en die stootwandjie bietjie in die natuur te kom, dit speel 'n groot rol. Dit is natuurlik nie op sigself net die oplossing nie, want baie sal ook vir jou sê, maar gaan stap net 'n entjie, dit gaan dit oplos. Dit is nie weer eens kry 'n kenner se hulp en raad in. Bel iemand, gaan sien iemand. Regtig, daar is gratis hulp, gaan Google Postpartum Depression South Africa. Ek sal na die tyd ook vir jou 'n paar webblaaie en nommers stuur wat ons by hierdie episode kan bysit, maar vra vir hulp en gaan lees op soveel as wat jy kan. Gaan kyk wat is van die tekens, en as jy 'n paar van hulle kan raak sien, dan moenie wag en net dink, "Ag, dit sal dalk verbygaan," en moenie skaam wees om te vra vir hulp nie. Ek dink dit sal my kern wees van hierdie hele ding, is dat reik eerder uit, help jouself, help jou baba, daar is geen skande of skande daarin om vir hulp te vra nie, want soos hulle sê, dis hormone, en dit is wat elke liewe vrou nog wat hierdie pad gestap het, wat gesê het, vra vir hulp, praat met 'n kenner, en baie sê, hulle wens hulle het net vroeër met iemand gepraat, en kry vir jou daai paar veilige persone vir wie jy nie gaan bang wees om te sê, luister, in die donker ure van die nag, voel ek soms, ek wil hierdie baba net skud nie, dat hulle kan sê, okay, dis okay, daar's niks fout met jou nie, jy's nie 'n slegte ma nie, maar kom, ons kry hulp. Hoe belangrik sou jy sê is die pa se rol as die ma nou gediagnoseer word, of selfs voor sy gediagnoseer is? Hoe belangrik is die pa se rol in hierdie, en sou jy sê die pa het miskien 'n invloed op dit?
Ja, beslis baie belangrik. Dis wat Helen Zille self ook gesê het. Sy het gesê in daai stadium toe dit nou regtig erg was en sy het gevoel sy kan nie cope net haar man amper vir haar ingetree. Want jy's nog steeds die ma van hierdie baba en dis die moeilike ding. Jy weet dalk nou jy het nageboorte depressie, maar dit neem nie hierdie klein babietjie weg vir wie jy nou moet sorg nie. So dan is die rol dan eintlik van die pa hopelik dat hy gaan dan intree vir die ma en haar versorger word. Terwyl sy nog steeds na hierdie baba wil omsien, wat soms gaan sê jy weet, ek maak vir jou kos, ek kyk na die huis, dat jy nie nou bekommerd oor, dat jy oorweldig voel oor skottelgoed en wasgoed nie, om bietjie ekstra op homself te neem, om dalk te kyk wat het sy nodig, is dit om die baba vir 'n rukkie te neem, sodat sy kan lê en slaap, of is dit dat sy dalk net met die babietjie kan sit, maar die ander tipe van dinge van haar af weg te neem, het sy vriendinne nodig, reël hy dalk dat 'n ma of 'n skoonma kom en kom help, regtig waar om jou partner te ken en te sien wat sy nodig het in daai tyd, en of te reël dat sy iemand gaan sien, wat as sy dalk sê, nee, ek is okay, ek hoef nie met die sielkundige te praat nie, wat sê, nee, kom, ons gaan kry 'n lekker koppie koffie, ek vat die babatjie, jy gaan praat met hierdie persoon, regtig om haar gerus te stel, en om haar nog steeds, en dis baie belangrik, ek dink baie ma's wat in hierdie situasie is, om wat te sê, jy's 'n goeie ma, net omdat jy 'n moeilike tyd het, beteken nie jy's 'n goeie ma nie, so om fisies vir haar daar te wees, om haar versorger te word, en ook emosioneel verskriklike ondersteuning te gee, te sê, hy's trots op haar, you've got this, ons gaan dit saam doen, ons kan hierdie hanteer, en regtig waar in daai tyd, daai wat mens gewoonlik het beloof het as jy met iemand trou, daai moeilike tye om nou regtig daar te wees vir hierdie ma wat deur 'n baie moeilike ding gaan, maar terselfdertyd vir die mense moet sorg. Om terug te kom by, as jy nou klaar jou swangerskap gehad het en die kind is al, kom ons sê, argumentshalwe 2 jaar oud of selfs ouer. Ek onthou en ek sien dit ook in een of twee van my vriendinne wat al kinders het. Hulle sit altyd hulle kinders eerste en hulle mans en hulle kinders eerste voor hulle eie needs, as ek dit so kan sê. Hoe kry jy daai balans van ek gaan nog steeds seker maak ek is okay en ek kry nie 'n meltdown as gevolg van een of ander stupid ding byvoorbeeld, want dit is gewoonlik wat dit trigger, wat die meltdown trigger, is iets stupid wat gebeur het. Hoe maak hulle seker dat ek moet okay wees voor ek kan seker maak my kind en my man of my kinders en my man is okay? Waar kry jy daai balans en het jy enige raad daarvoor? Ja, en weer eens gaan dit hier oor daai span tussen jou en jou man, dat mens regtig mekaar, en veral as jy 'n breër ondersteuningsnetwerk het, nie almal het dit nie, maar as jy 'n oupa of 'n ouma, jou eie ma of pa of skoonouers wat kan help om hulp te aanvaar, dis belangrik, want baie keer bied mense hulp aan, maar iemand aanvaar dit nie. Hulle wil nie die kind vir 'n rukkie by oupa of ouma gaan los nie, oor skuldgevoelens. So eerstens gaan dink bietjie na daaroor, gaan dink regtig wat het vir jou voor die kind vreugde verskaf, wat vul jou emmertjie, is dit oefening, is dit dalk 'n fliek saam met 'n vriendin of net op jou eie, en gaan sit dit in jou dagboek, maak 'n afspraak met en vir jouself, dalk is dit, soos ek sê, jy en jou man wat gaan fliek en julle los die kinders net vir daai 2 of 3 ure by ouma, maar maak 'n herhalende afspraak, laat dit ook nie net af en toe is nie, of dalk wissel julle af. Ek weet nogal van paartjies wat sê net maar elke tweede naweek sal die man gaan speel op die Saterdag golf, en sy kyk na die kind of kinders, en Sondag is dit dalk weer haar beurt en sy gaan saam met vriendinne uit of gaan na 'n spa toe of so. Dit hoef ook nie altyd geld te kos nie, want kinders is ook baie keer, jy weet, dit druk maar op die finansies, en dan voel 'n mens dalk ook mismoedig want jy kan nie gaan fliek nie of jy kan nie na 'n spa toe gaan nie. So kyk dalk vir iets wat nie geld kos nie, al is dit om op jou eie net bietjie na 'n park toe te gaan of saam met vriendinne beurte te maak by iemand se huis, of doen dit as vriendinne saam. Sê ons is nou klomp wat nou 2-jariges het, so ons gaan beurte maak om 'n girls club te begin waar ons gaan saam gaan stap, of Saterdag gaan ons parkrun doen, en in daai tyd
kyk jy maar na die kinders, ons doen parkrun en ons gaan kry 'n koffietjie of ons maak koffie of wat ook al. So afspraak met jouself gereeld, nie net af en toe nie, en dink wat vir jou lekker is. Vir my weer eens was dit byvoorbeeld oefen, so vir my was dit nogal die moeite werd. My plaaslike gym het 'n kindersorgdiens en dit was vir my baie lekker. Dit was regtig nogal, dit is saam met my mediese fonds kry ek dan afslag by die gym en ek het toe, dis eintlik 'n klein fooi, ek dink is R80 'n maand in daai stadium wat ek betaal het vir die kindersorgdiens. So ek kon my ouer dogtertjie by die skool gaan aflaai en die jongetjie het ek dan saamgevat, haar gaan aflaai by die kindersorgdiens en ek kon dan vir 'n uur gaan oefen, lekker musiek luister en soms as ek dalk nie daai dag lus was vir oefen nie, kon ek net by die koffieshop in die gym gaan sit en vir 'n uur lank op my foon skraal, vir vriendinne boodskappe stuur, 'n koffietjie drink en dan my baba gaan haal. So gaan doen bietjie navorsing oor wat is daar maniere vir jou om bietjie tyd te kry op jou eie en skeduleer dit in jou dagboek in regtig 'n afspraak met en vir jouself. Ek het met Lindy Strydom, die aktrise en motiveringsspreker gepraat. Sy het so mooi gesê dat sy hoor altyd, hierdie is haar woorde nie myne nie, maar ma's wat praat van hulle kinders se buitemuurs en hulle doen nou dit en dan sê sy, maar wat van jou buitemuurs? Jou is ma. So jy moet ook op jouself let en daai dinge wat vir jou nog lekker is. Dalk is dit arts and crafts of om pottebakkery te gaan doen, maar dis ook vir jou kinders goed om te sien. Ek sê altyd vir my dogtertjies dat ek gaan oefen om fiks en sterk te wees sodat ek eendag hulle kinders kan optel as ek 'n ouma is en hulle wil dalk nie altyd hê ek moet hulle hier los en op my eie gaan draf nie, maar ek dink aan die langtermyn voorbeeld wat dit vir hulle gaan stel en jy wil 'n ma wees wat vir jou kinders wys dat jy het passies en belangstellings en 'n lewe van jou eie en dis okay, dis regtig okay om bietjie tyd weg van hulle te spandeer en as ek ook terugdink aan my eie grootword jare, het ek nou nooit buiten regtig 'n ouer wat 'n kind abandon en nooit tyd saam met hulle spandeer en dis 'n ander gesprek en ek dink nie enigiemand wat hier luister as dit vir jou belangrik is, dan is dit nie 'n kwessie nie. Maar ek het nooit my ma kwaadlik geneem as sy goed gedoen het op die langtermyn nou nie. Ja, dalk toe ek 2 jaar oud was en ek het 'n tantrum gegooi omdat sy aerobics gaan doen het in die kerksaal, maar as ek nou terugdink, dink jy tog net dit is goed dat jou ma ook tyd en aandag aan haarself spandeer het. So moenie net in die oomblik dink aan daai 2-jarige wat nou moeilik is nie. Hulle sal oor dit kom. As hulle 20 jaar oud is, gaan hulle bly wees hulle het 'n ma wat ook in haarself belê het en wat nie haar hele wêreld net om hulle laat draai het nie. Ja, ek interessant genoeg, my maale was gister 30 jaar lank getroud. En ek onthou toe ons op skool was, ek het so kwaad geraak vir my ma. Sy dra ou klere wat sy nie meer van hou nie, maar sy sal altyd vir my en my broer nuwe klere koop. Ek het altyd kwaad geraak vir haar en dan sê ek vir haar soos kry net soos like dis okay as jy vir jouself ook iets nuuts koop waarvan jy hou. In elk geval en ek onthou my ma het altyd my en my broer eers gesit. As my broer cricket goed wil hê, dan kry hy dit. As ek hokkie goed wil hê of atletiek goed wil hê of dans goed wil hê, dan kry ek dit. Nou nie, ons was nie gespoil nie, ons het nog steeds gewerk vir ons goed, as ons sê my nou 'n spesifieke skoen of wat ook al wat gehad het, moet ons gewerk het daarvoor en bygelas het tot die bedrag van wat dit gekos het. Maar punt wat ek wil sê is dis amper asof my ma, om terug te kom by jy het genoem van skuldgevoelens, asof my ma hierdie skuldgevoel gehad het. En jy het ook gesê soos my ma het 'n goeie ouers wat 'n voorbeeld stel. My ma het toe sy 43 was, haar meestersgraad gedoen en toe eers later na dit haar PhD gedoen. En dit was moeilik vir ons geweest. My ma was min by die huis geweest. Sy het min aandag aan ons gegee. Ek dink ook ek en my broer was daarom op ouderdom waar ons kon verstaan soos sy doen dit vir haar toekoms, vir ons toekoms ook. En ek admire dit vandag. Soos dis my droom nou om my PhD te hê eendag in wat ek geswat het en dit kom van my ma af. My ma het daai voorbeeld gestel. Ek wens my ma het minder daai skuldgevoel gehad. Sou jy sê daar's 'n manier om daai skuldgevoel te oorkom of dink jy dis maar net 'n ma se instinct om altyd te gaan, nee, ek sou eerder vir my kinders koop wat hulle wil hê, as wat ek nou vir my koop, want ek het dit nie nodig nie. En ek onthou, ek het net om hierdie by te sê, ek weet dit kom ook van hoe hulle groot gemaak is, want ek onthou my ma het altyd vir my gesê, haar ma het vir gesê,
voor jy iets koop, moet jy altyd vra, het jy dit nodig of wil jy dit hê? En in my kop, ek en my ma, ons het half like vrede gemaak met dit en my ma het altyd vir my gesê soos as jy dit wil hê, dan het jy dit nodig. So ek het ook 'n baie gesonde verhouding met geld op die stadium van my lewe. So dis nou nie dat ek gaan soos ek het dit nie nodig nie, so ek moet dit eerder nie koop nie. As ek geld het daarvoor, dan gaan ek dit koop as ek. Maar in elk geval, ja, wat is jou siening oor dit? Ja, ek dink ouerskap het my nogal baie geleer oor nuance en ek het baie keer al die frase gebruik en baie ander ma's sê dit ook van twee dinge kan waar wees. Jy weet, jy kan skuldig voel oor iets en nog steeds besef dat jy dit moet doen. So ek dink nie ons gaan ooit daai skuldgevoel verloor nie, want dit is so dat mens wil vir jou kind dinge gee en ergens moet jy soms ook jouself kies, so jy moet opweeg. Natuurlik, as jou kind nou graag wil cricket speel, dan gaan jy waarskynlik vir hulle eerste dit gee, maar dan moet jy ook gaan dink, het hulle nou regtig 'n tweede cricketbat nodig, terwyl jy eintlik mooi nuwe onderklere nodig. So jy gaan altyd maar half daai innerlike stryd hê, maar partykeer werk dit om iets bietjie te reframe, om nie vir jouself te sê, want die oefen gaan nie net, en dis ook okay as dit selfsugtig is en is net vir jou, maar ek wat nou gaan oefen, is ook 'n gelukkige ma vir my kinders, en dis ook belangrik. Ja, my kinders moet kos hê en klere hê en hoop hulle kan sport kan deelneem, maar hulle moet ook 'n ma hê wat gelukkig en vervuld is in haarself en krag en energie het, en ek gaan maar die oefenvoorbeeld gebruik want dis regtig vir my. Ek is altyd nie noodwendig lus om te gaan nie, maar na die tyd voel ek meer energiek. Ek voel sterker, gesonder en beter oor myself, en dan kan ek 'n beter ma wees vir my kinders. So mens moet maar voortdurend daai gesprekke met jouself hê en check op jouself. Ek dink daai mom guilt gaan altyd daar wees, ons eie ma's het dit gehad soos jy sê, maar jy wil ook nie hê dat dit eintlik jou kinders op die ou ende benadeel omdat jy dan nie iets vir jouself doen nie. So praat dalk met weer eens met jou vriendinne. Ons is niemand van ons is absoluut objektief oor onsself nie, maar praat met jou man, praat met jou vriendinne en ook vir hom, want ons praat baie keer oor ma's en jy weet hoeveel hulle opoffer vir kinders, en dit is so en is goed en reg, maar mans en pa's doen ook baie keer op 'n ander vlak weer dinge. Jy weet, baie keer neem hulle miskien van die stres van die veiligheid, in ons geval byvoorbeeld van die huis. Jy weet, my man is voortdurend besig met sulke tipe van goed, kyk ons elektriese heining, ons wat in Johannesburg bly, daai goed wat nie altyd oor gepraat word nie. So kyk na mekaar, kyk ook dat doen hy nog dinge wat hy van gehou het. Gaan my man byvoorbeeld met 'n motorfiets wat hy nie genoeg mee opry nie. Ek weet dit gee vir hom vreugde, so ek sal hom regtig altyd aanmoedig as daar 'n geleentheid is. 'n Klomp ouens in die straat, gaan op die breakfast run, gaan ry motorfiets. Dis jou ding. So as mens ook vir mekaar uitkyk, as jy kan sien wat hy nodig het, dan baie keer help dit ook dat jy kan sien wat jy nodig het. So daai spanwerk is ook belangrik. Sorg vir mekaar. En ja, moenie dink die mom guilt gaan verdwyn nie, maar wees bewus daarvan en reframe dit bietjie om te dink dat jy wat in jouself belê en vir jouself ook iets mooi koop en goed oor jouself voel. Soms kan jy vir die kinders nee sê en vir jouself ja, dis regtig okay. Ek dink wat my ma goed gedoen het is, ofwel my ma en my pa in die sin is, hulle het altyd gegaan soos in, as jy die duurder skoen wil hê of die duurder hokkiestok of whatever ons nou wou gehad het, dan moes ons self daarvoor gespaar het, en dan sou hulle net bietjie bygelas het, obviously, want watter 12-jarige kind kan dit bekostig om R1000 se skoene te koop byvoorbeeld. So ek dink in daai selfde asem het hulle ook ons geleer om met geld te werk en te werk vir wat ons wil hê, en ek dink dit is ook hoekom ek soos vandag net gaan, soos ek soek dit en ek het gewerk om my geld te hê, so gaan dit koop. Ekskuusie, ek maak dit seker ek het al my vrae gedek, en net op 'n laaste, soos vir iemand wat nou argumente ons onthawe nou begin kinders kry. Ek weet dat om kinders te dissiplineer dra ook by tot 'n skuldgevoel, of selfs net soos mense wat gaan, my ma het my so groot gemaak, ek wil nie my kinders so groot maak nie. Hoe hanteer ons daai skuldgevoel, en is daar 'n moontlikheid dat dit kan bydra tot die geluk van
die ma, want om te worstel met daai hoe dissiplineer ek my kind en hoe maak ek seker dat hulle ek weet nie hoe om hierdie mooi te stel nie, maar dat hulle half 'n harde vel kan hê teenoor die moeilikheid van die lewe en nie net alles maklik kry nie en jy wil nog steeds waardes vir hulle leer. So, wat is jou raad daar? En ek weet dit is 'n eintlik maar 'n persoonlike ding. Ek voel ja, ek weet nie. Nee, ek kan lekker daaroor praat. Ek het ook al juist want ek dink dis iets wat baie ouers oor wonder is dissipline en daar's nou baie, jy weet ook praatjies daaroor dat jare gelede was dit baie meer dalk 'n rigiede styl en jy praat nie terug met jou ouers nie en die ouer is absoluut nie die autoritaire een en nou het dit dalk weer die pendulum bietjie geswaai na die ander kant toe, daai hele gentle parenting en wat is gentle parenting regtig en is dit nie net maar net permissive parenting nie, al daai sogenaamde buzzwords. En dat die vorige geslag wat dalk baie streng grootgemaak is, is gedissiplineerd, doen hulle werk, maar dat kinders wat nou weer met ouers wat eintlik maar hulle maatjie wil wees, wat kinders dalk nog geen grense het nie en brats grootmaak. En weer eens soos alles ekstreme werk nie. So ek dink vir wat ek geleer het net en uit die wonderlike kenners met wie ek al gepraat het, soos die arbeidsterapeut Lizaan Du Plessis, is ergens in die middel, maar jy is nie jou kind se vriend nie. Jy bly die ouer, jy moet hulle leer om die lewe te doen en 'n maatjie kan jou nie leer hoe die lewe doen nie. 'n Maatjie is jou gelyke. 'n Ouer moet tog bo jou wees en vir jou leer en leiding gee. En dit beteken nie noodwendig hierdie gillende, skreeende my way or the highway tipe van ding nie, maar jy moet opkyk na jou ouer, al beteken dit soms dat jy nie hou van wat hulle sê nie. So as ek sê jy is nie hulle vriend of vriendin nie, beteken dit nie hulle kan nie met jou praat nie. Jy moet nog steeds jy moet jou kinders se eerste linie wees as hulle dalk iets aan blootgestel is soos pornografie, moet hulle die vrymoedigheid hê om met jou te kom praat. Hulle moet weet jy gaan nie buite beheer jy weet heeltemal buite verband optree en hulle straf. Hulle moet veilig voel om met jou te kom praat, veral met die nuwe uitdagings van ouerskap en die internet en pornografie wat baie vrylik bekombaar is. Moet jy jou kinders se veilige plek wees, maar jy moet ook grense stel. So ek het 'n baie mooi aanhaling dink ek wat dit alles opsom van ook 'n kenner wat sê firm but kind. So daar is liefde, maar daar's ook fermheid en daar is grense en 'n kind kan nie net doen wat hulle wil nie en as daar buite die grense opgetree word, is daar gevolge. En dit gaan verskil vir verskillende gesinne. Ek gaan nou nie sê wat om te doen of nie te doen nie, maar alles is nie maar net okay nie. Daar is reëls en in ons gesin is hierdie reëls en as jy die reëls oortree, is dit en dit wat gebeur. So die Engels is firm but kind en ek sou sê die Afrikaans is liefdevolle grense wat jy stel. En jy weet 'n vriend of vriendin of die kind se maatjie is net die liefde en 'n ouer wat net altyd kwaai was is net die grense, maar daar moet liefdevolle grense wees. So jy het nou verkeerd opgetree, ek gaan jou straf, ek is nog steeds lief vir jou, ek sal altyd lief wees vir jou, maar jy kan nie net doen wat jy wil nie. Ek dink dit is die basiese riglyn wat ek oor dissipline geleer het en wat nie gaan beteken jy gaan 'n kind hê wat net altyd luister nie. Geen kind is perfek nie, maar dat jy darm voel dat dit is wat 'n mens reg. En baie keer help twee ouers weer eens daar saam. As ek dalk die dag nou moeg is om die hele tyd nee te sê of alles en ek raak dalk 'n bietjie dan kan my man weer intree en dan kan hy nou weer die strenger een wees of saam praat oor wat gaan ons doen of wat gaan die toepaslike gevolg wees vir hierdie gedrag van die kind wat nou nie vir ons geluister het nie. Want partykeer weer eens is net daai ander perspektief nodig en om 'n middeweg tussen die twee van julle ook te vind. Ek praat baie oor spanwerk tussen ouers want dis regtig belangrik as 'n mens gelukkig genoeg is om 'n gelukkige en gesonde huwelik te hê, maak dit dinge net soveel makliker. Dis ook harde werk, maar baie belangrik. Ja, ons nou jy het ook genoem van spanwerk met die skuldgevoelens en depressie en om geleentheid te skep dat die ma wel tyd het om te kyk na haarself. Daniella, so ons het 'n tradisie op hierdie potgooi podcast wat ook al jy dit wil noem gesprek waar die vorige gas 'n vraag los vir die huidige gas en ek gaan vir jou ook vra om vir my vraag te stuur vir my volgende gas natuurlik. Ongelukkig is die vraag in Engels en my vorige gas was wel Engels geweest. Maar jy is welkom om dit in Afrikaans te antwoord. So die vraag is, what do you consider to be your most reliable source of news and why? Sjoe, dis 'n gewigtige vraag. Ek kan dit eintlik nie antwoord nie omdat ek nie 'n enkele
betroubare bron het nie. Ek met my eie journalistieke agtergrond, ek weet mense het baie te sê oor die media in Suid-Afrika, maar ek dink ons tradisionele Afrikaanse nuusbronne soos 'n Netwerk 24, RSG luister ek graag, weet ek ken van die mense wat daar werk en dis natuurlik nog steeds net mense wat foute maak, maar dit is my tradisionele Afrikaanse media met baie betroubare bronne, maar daar's nog steeds altyd 'n lens waar daarna na nuus gekyk word. Daar is 'n nuusredakteur wat besluit watter storie word gebruik. Daar's iemand wat dit skryf wat dalk hulle eie persoonlike opinie het oor Israel of Palestina of Trump of wat ook al. So natuurlik, so vir my juis om 'n gebalanseerde spektrum te kry is nie 'n nuusbron nie, maar dit is om wyeer te lees, wyeer te luister, internasionaal, plaaslik, om dalk opponerende tipe van nuusbronne, as jy weet die een is dalk 'n bietjie meer liberaal, die een meer konservatief, om juis die verskillendes te lees en daaruit dan te oordeel. So my mees betroubare nuusbron is 'n diverse nuusbron wat vir jou verskillende sienings gee en om te besef dat enige perspektief op nuus kom uit 'n menslike lens wat nie objektief is nie. So is 'n goeie vraag met 'n ingewikkelde antwoord. Daai is 100% waar en ek is ook so, ek vir werk lees ek elke dag die nuus en ek lees soveel as moontlik as wat ek kan, juis om seker te maak dat ek beide kante van die storie kan hê. Dankie Tanyana, dit was baie lekker vir my om met jou weer te gesels en ek hoop jy het 'n lekker dag.